Amen. Prys die Here. Kom ons bid. Vader, dankie vir die wonderlike geleentheid om die soete naam van Jesus Christus aan te roep in hierdie oggend. En nie te verheerlik soos die reën val. Here Jesus, dis u goedheid en u genade wat neerreën op hierdie aarde, wat dors is na water om lewe voort te bring. Dankie dat u die bron is van lewe. Here, ons sê vir u dankie. Ek bid Vader dat ons harte oop sal wees en sal dors na u genade om lewe te bring ook in ons harte en ons lewens. En Vader, dat die Heilige Gees in hierdie môre sal kom en met krag in ons harte sal bedien dit wat u wil bedien in elke een van ons. Vader, dankie vir u goedheid. Dankie dat u 'n goeie Vader is. Kom bid dat u vanoggend sal seën, Vader, as ons die woord oopmaak, dat u self die bediening sal doen. In Jesus naam. Amen. Is julle reg? Amen. Ek eers water kry. Prys die Here vir elke een wat vanoggend hierdie stap van groei en gehoorsaamheid in hulle wandel met Jesus geneem het, deur te kies om hulle self te laat doop vanmôre. Wat 'n kosbare geleentheid, wat 'n belangrike gebeurtenis. Maar terug by die saak van die doop. Daar is so baie mense wat deur hierdie doopwaters gaan, maar wat steeds sukkel om die volheid van Jesus se oorwinningslewe in besit te neem. Daai lewe in oorvloed waarvan Waldie laasweek gepraat het. Jy sien, aan die een kant is daar mense wat my kom praat, hulle wil weer gedoop word. Uit 'n diepe soeke en 'n begeerte om te kan breek en oorwinning te kan kry oor hierdie sondeskuld van die verlede wat hulle net nie wil uitlos nie. En dan wil hulle weer laat doop en weer laat doop. En dan sit ons aan die ander kant met mense wat juis weer die doop uitstel, omdat hulle in dieselfde stryd sit met die sondeskuld van die verlede wat hulle nie wil uitlos nie. En nou wil hulle dit probeer uitsorteer en dan hulle laat doop. En al wat gebeur is 'n uitstel op 'n uitstel op 'n uitstel en heel moontlik op 'n afstel. Nou hier is die ding. Te veel gelowiges sit vas in 'n gevangenskap tot die leuns en die beskuldigings van die duiwel aangaande dit wat agter jou is. En weet wat gebeur? Al wat die duiwel kom doen, is hy kom en hy hou jou terug. Hy weerhou jou, hy kom basies om jou net terug te trek. Om soos Filippense 3 vers 12 sê in Engels, to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Jy sien, die duiwel kom en hy wil verhoed dat jy kan kom vasmaak. Dit waarvoor Jesus jou kom vasmaak het. Jy sien, want Jesus het besit van jou lewe kom neem. En weet wat wil hy nou hê? Hy wat Jesus is dat jy nou besit moet neem van die lewe wat hy nou in jou bring. En wat kom doen die duiwel? Hy kom met sy leuns en sy beskuldigings en hy wil basies kom en hy wil jou weerhou om daai lewe in besit te neem. Want hy kan nie in die pad van jou redder staan nie. Hy kan nie jou redding van jou wegvat nie. Maar wat hy kom doen is hy kom wurm homself in soos 'n mislike vyand. En hy kom weerhou jou om die lewe wat jou erfenis is, omdat Jesus jou gered het, in besit te kan neem. En weet wat gebeur? Jy lewe dan as 'n vryverklaarde, maar in gevangenskap waarvan die boeye af is en die deur oop staan. 'n valse gevangenskap basis. Maar dit bly steeds 'n gevangenskap. En die planne wat die Here vir jou lewe het, jy weet as jy Efesiërs 2 vers 10 sê dat God het spesifieke planne vir elke een se individuele lewe uiteengesit, klaar beplan, klaar uiteengesit, sy drome, sy hele hart, sy visie,
alles, jou roeping, alles het hy klaar beplan oor elke een se lewe. En wat gebeur as jy in die gevangenskap sit van die vyand se leuns? Daai planne van Efesiërs 2 vers 10 lê en wag vir jou om te betree. Maar dit lê en wag vir jou. En nou sit jy in die gevangenskap van die vyand, waarvan jy reeds vry verklaar is. Jy sit in 'n valse gevangenskap, en jy kom nie uit om daai lewe te betree, wat Jesus vir jou in gedagte het nie. Weet jy hoe baie gelowiges sterf en gaan hemel toe, en op hierdie aarde het hulle nooit geproe wat daai lewe in oorvloed is, wat Jesus vir elke een van ons kom om te gee nie, omdat hulle dit nie in besit geneem het nie. Hulle het geluister na die leuen. Jy sien, al is jy vrygemaak van die werk van die Satan, deur Jesus Christus, gaan die duiwel nou nie net terug staan en sê, okay, hands off, daar gaan jy nie. Hy is jou vyand. Hy bly 'n vyand. Hy's 'n brullende leeu wat rondloop om moeilikheid te maak, te steel en dood te maak, verwoesting te saai. Hy wil kom en hy wil jou lewe ordentlik bederf. Want hy verpes dit wat Jesus doen. So hy gaan jou nie net uitlos nie. Hy gaan jou nie net in vrede laat nie. Jy sien, sy hele hart is om jou in gevangenskap te probeer hou. En alwaar hy dit kan kom doen, is hierso, in jou gedagtewêreld. Dis die toegang wat hy het. Dis waar hy wil kom, en jou gevange hou, in jou gedagtewêreld. En ons sien dit in die verhaal van die verlore seun in Lukas 15 vers 17 tot 20. Ek lees vir julle. Toe het hy egter tot sy sinne gekom en gesê, dis nou die verlore seun daar tussen die varke. Hoeveel dagloners van my pa het oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. Ek sal opstaan en na my pa gaan en vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en in u oë. Ek is nie langer werd om u seun genoem te word nie. Behandel my soos een van u dagloners. Hy het opgestaan en na sy vader gegaan. Ons sien hierso tussen die varke kom hierdie seun tot inkeer. Sy hart draai terug na die vader en hy begin die pad terug na sy vaderhuis. Maar wat sien ons nog? Die seun se hart is op die regte plek om by die vader te wees. Maar sy gedagtewêreld, hoe hy dink oor dit wat hy met sy hart begeer, is in totale gevangenskap van skuld oor dit wat hy gedoen het. En wat wil hy nou doen? Nou wil hy vir die vader kom werk as 'n dagloner, om op daai manier te kan vergoed vir dit wat hy gedoen het in sy verlede. En op daai manier dalk die guns van sy vader te kan verdien deur sy werke. Jy sien, die probleem van hierdie seun is op hierdie stadium, hy sien homself nie meer as 'n kind nie. Hy wil teruggaan na sy vader, maar nie as 'n kind nie, as 'n werker, 'n slaaf. Maar dis alles behalwe wat die vader wil hê. Jy sien, die vader kyk uit, soos hy elke dag uitgegaan het, en gekyk het, wanneer kom hierdie seun terug? Want die vader kyk uit vir sy kinders om huis toe te kom. Sy kinders om huis toe te kom, nie dagloners wat vir hom kom werk nie. Jy sien, die vader soek kinders wat saam met hom sal wees. Wat saam met hom sal wandel. Wat saam met hom sal heers. Wat saam met hom sal werk met dit waarmee hy besig is. Die vader soek kinders, nie werkers nie. En my begeerte vandag is, en wat die Here op my hart geplaas het, is ek glo uit die begeerte van die Vader, is dat ons vandag 'n einde sal maak aan hierdie slaafmentaliteit wat so rondkruip tussen ons. So in die agterkop rond is hierdie slaafmentaliteit wat wil werk
vir aanvaarding van die Vader. En hy sit so heel subtle daar agter. Die Vader wil 'n einde bring. Jy sien, jy sit in hierdie slaafmentaliteit omdat jy steeds eintlik vashou aan leuns en beskuldigings van die duiwel aangaande dit wat agter jou is, dit wat jy gedoen het. Galasiërs 5 vers 1 sê, vryheid is waarvoor Christus ons bevry het. Staan dan vas en laat jy nie weer onder 'n juk van slawerny indwing nie. Want dis wat die duiwel wil doen. Nadat jy vrygemaak is, wil hy jou weer indring in 'n slaafmentaliteit in. Net om te verhoed dat jou lewe, dat jy proe wat 'n lewe in oorvloed is. So terug by die doop. Wat is dit wat ons getuig van wanneer ons deur hierdie doopwaters gaan? Want hoor gou baie mooi. Die doop red jou nie. Nie toe jy 'n babietjie was en gedoop is nie. Dit red jou nie. Maar hoor gou mooi. Daai doopwaters red jou ook nie. En weet jy wat? Daai doopwaters was ook nie jou sonde af nie. Daai water is nog baie skoon. Die doopwaters was nie jou sonde af nie. Nou wat doen die doop? Die doop is 'n getuienis, 'n verklaring van 'n gebeurtenis wat reeds met jou gebeur het en jy wat jou geloof in daardie gebeurtenis plaas. Nou wat is hierdie gebeurtenis? Galasiërs 2 vers 20. Dis 'n skrif wat jy kan gaan onderstreep in jou Bybel, waarop jy kan gaan stil raak, waarop jy kan gaan mediteer. Want ek sê vir jou, daai is die kern. Daai is die kernwaarheid van die nuwe verbond wat jy moet vasmaak vir jouself as jy in oorwinning wil leef en as jy die lewe in oorvloed van Jesus Christus wil proe, moet hierdie waarheid absoluut vasgemaak word in jou lewe. Daar staan: met Christus is ek gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Die lewe wat ek nou liggaamlik leef ek in geloof. Die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad en homself vir my oorgegee het. Saam met Jesus aan daai kruis het 'n volledige, totale dood plaasgevind. 'n einde, 'n afhandeling van die vleesmens en die sonde wat daarmee saamgaan. Die sondige natuur is daar aan die kruis van Jesus dood vir altyd. Elke keer wat ons nou sonde doen, is jy besig om jouself besig te hou met dit wat dood is. En weet jy wat, jy weet as jy iets nie begrawe het nie, en dit bly daar dood, dit vrot, wat doen dit? Dit bring kieme voort, siektes. Dood bring dood voort. Wanneer dood nie begrawe word nie. So wanneer ons sonde is, ons besig om met dood te werk. Galasiërs praat van hy wat in die vlees saai, he will reap destruction. Die vlees bring niks wat lewe is voort nie. Want die vlees is dood aan daai kruis saam met Jesus Christus. Nog voor jy gebore is jou sondige mens, sy hele natuur, reeds dood aan die kruis in Jesus Christus. That's the good news. Maar omdat daar 'n dood plaasgevind het, weet ons, daar het 'n opstanding plaasgevind. 3 dae later het Jesus uit die dood uit opgestaan, 'n nuwe lewe. En saam met hom het ons uit die dood uit opgestaan in 'n opstandingslewe. Jy sien, die kruis was die einde van die sondige natuur. En die oop graf is die geboorte van die goddelike natuur wat nou in ons gekom het. Kolossense 1 vers 27 sê, Christus, die opgestane Here, is nou binne in jou. Die opstandingslewe, Jesus is die opstandingslewe binne in ons.
binne in jou. Dis die waarheid oor jou lewe. Dis wat Galasiërs 2:20 vir jou kom sê. Nou daai was nie 'n halwe opstanding gewees nie. Daar was nie 'n bietjie van Jesus nou in jou en 'n bietjie van jou ou mens en nou sit so hierdie gemoeste pakkie nie. Dis 'n leuen wat die duiwel vir ons kom oorvertel. Hoe baie hoor jy, ja, maar ek is mos maar net 'n sondige mens. Ek kry die horripieps as mense daai ding sê. Maar weet jy wat doen jy? Weet jy wat doen jy? Jy gee vir die duiwel 'n reg om in jou kop gemors aan te jaag. Want jy kom sê vir hom, ag, hy het eintlik maar 'n plekkie nog. Dit was 'n volledige opstanding van Jesus Christus in jou. Dit is die waarheid van die nuwe verbond. En solank as wat jy daai waarheid nie vat nie, gee jy die duiwel reg om met jou kop te smokkel en met leuns en beskuldigings jou te weerhou om die volheid in te gaan van dit wat vir elke een vrylik gegee is, soos hierdie reën wat val. Nou dit klink wonderlik en dit is wonderlik. Maar hoe word hierdie waarheid 'n realiteit in jou lewe? Nou om hierdie vraag te antwoord wil ek gaan na die verhaal in Markus 2 vers 1 tot 12. Ek hou baie van hierdie storie en die Here het my bedien hier uit en dit is nou wat ek graag aan julle wil bedien vanoggend. So ek lees vir julle die hele storie, so luister nou mooi. Toe hy na 'n paar dae weer in Kapernaum kom, het dit bekend geword dat hy by die huis was. Baie mense het daar saamgedrom, met die gevolg dat daar nie meer plek was nie, selfs nie voor die deur nie. Hy was besig om die woord aan hulle te verkondig. Toe kom daar mense wat 'n verlamde gedra deur 4 van hulle na hom bring. Omdat hulle hom vanweë die skare nie tot by Jesus kon bring nie, het hulle 'n deel van die dak bokant waar hy was opgelig. En nadat hulle dit oopgebreek het, het hulle die slaapmat waarop die verlamde gelê het laat afsak. Toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde man: "Kind, jou sondes word vergewe." Maar sommige van die skrifkenners het daar gesit en hulle harte geredeneer: "Wie is hy dat hy so praat? Hy laster. Wie is in staat om sondes te vergewe behalwe die een, en dit is God?" Jesus het onmiddellik in sy gees geweet dat hulle so by hulle self redeneer en het vir hulle gesê: "Waarom het julle bedenkinge in julle hart hieroor? Wat is makliker? Om vir die verlamde te sê jou sondes word vergewe of om te sê staan op, tel jou slaapmat op en loop? Maar sodat julle kan weet dat die Seun van die mens volmag het om op aarde sondes te vergewe, sê hy toe vir die verlamde: "Ek sê vir jou, staan op, tel jou slaapmat op en gaan na jou huis." Hy het toe opgestaan, sy slaapmat dadelik opgetel en voor almal uitgeloop, sodat almal verbaas was en God geprys en gesê het: "So iets het ons nog nooit gesien nie." Dis 'n mondvol, kosbare storie met 'n horde spreuke binne in hom. Wat my altyd fascineer van hierdie storie, is die vreemde mense wat kom en 'n ander man se dak uitmekaar uithaal, om die man te laat afsak. Weet jy hoe dit sal afgaan in ons tyd, hè? Maar nou ja. Hierdie verlamde man, sy hele lewe was beperk tot hierdie slaapmat. Waar hierdie slaapmat gaan, daar gaan hierdie verlamde. Waar hy slaapmat lê, daar is die verlamde, daar bly hy, daar sit hy. Geen toekomsverwagting nie, geen vryheid nie. Hy's 'n totale gevangene van hierdie slaapmat van hom. Dit definieer sy lewe. Daai slaapmat word die getuienis van sy slagofferskap as gevolg van sy verlamheid. Nou hier is die ding. Elke een van ons is gebore met 'n slaapmat. 'n lewe vasgepen in slawerny, in beperktheid, in slagofferskap, as gevolg van die sonde waarin ons gebore is, soos Romeine 3 vers 23 bevestig. Maar dan kom daar 'n dag, oh happy day, the glorious day, die ontmoetingsdag met Jesus Christus,
Die dag wat jy voor Jesus kom in jou verslaane, in jou sondige, stikkende toestand. En kom sê, hier is ek. Miskien het jy 'n vriend gehad. Miskien het jy mense gehad wat jou dalk voor Jesus gebring het. Maar jy kom in daai toestand voor 'n ontmoeting met Jesus Christus. En weet jy wat? In daai oomblik, in daai ontmoetingsoomblik met Jesus Christus, gebeur daar 'n skepingswonderwerk in jou. Galasiërs 2:20 word die waarheid oor jou lewe. En soos Kolossense 1:13 bevestig, die Heilige Gees kom haal jou uit, jou toestand van dood, as gevolg van die sonde. En hy kom maak jou lewendig, hy wek jou op in die opstandingslewe van Jesus Christus, vry van die sondeskuld, vrygemaak, vergewe, afgehandel. 2 Korinte 5:17 sê, daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, hulle het nuut geword. Julle is die waarheid van die nuwe verbond is iets besonders. Ek dink ons begryp die goeie nuus, die rykwyte van wat Jesus kom doen het, sy verlossingsplan. Dis nie 'n halwe werk nie. Dis 'n volledige werk. Ons uitdaging is om in die volheid daarvan te kan leef. En dis juist die probleem wat ons het vandag. So baie gelowiges besef nie, hulle begryp nie wat werklik gebeur het op daai dag wat jy Jesus ontmoet het nie. Ons begryp nie wat hierdie nuwe skepingswerk in ons is nie. Ons besef nie wat die implikasie van hierdie opstandingslewe in ons nie. Dit is baie hartseer. Jy sien, want so baie gelowiges leef 'n lewe van beperking op hulle slaapmaatjie, terwyl die deure oop is vir 'n totale lewe in oorvloed. Hoe hartseer is dit? So ons gaan 'n bietjie kyk na Jesus se interaksie met hierdie verlamde om te verstaan, hoe kan ek in die realiteit van Jesus se opstandingslewe leef? So ons gaan spesifiek kyk na Jesus se woorde wat hy vir hierdie verlamde man sê. Want ek glo in dit, is die boodskap van die nuwe verbond. Eerste woorde wat Jesus vir hierdie man sê, sien ons in Markus 2:5. Hy sê vir hom, kind, jou sondes word vergewe. Besef jy dat oor elke een van ons is daar 'n verklaring uit van God die Vader. Kind, jou sondes is vergewe in Jesus Christus. Dis nie 'n opinie nie. Dis 'n waarheid uit die troonkamer as gevolg van die kruisdood van Jesus Christus. 'n Waarheid wat uitgegaan het, wat vas staan, wat sê, kind, jou sondes is vergewe in Jesus Christus. Dis 'n waarheid wat vas staan, 'n waarheid wat nooit sal verander nie, 'n waarheid wat nooit weggevat sal word nie. Want Jesus is die ewige lam wat gekruisig is. Finale prys is betaal. Die waarheid staan vas. Kind, jou sondes is vergewe in Jesus Christus. Efesiërs 1:7 sê, in hom het ons die bevryding deur sy bloed, die vergewing van ons oortredings uit die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons geskenk het. Jy sien, Jesus hou nie terug nie. Hy hou nie sy genade terug nie. Hy hou nie sy vergifnis terug nie. Hy gee dit. Kind, jou sondes is vergewe in my, sê Jesus. Besef jy dat in Jesus is jy totaal en al onskuldig van dit wat jy gedoen het. Totaal en al onskuldig. Dis baie keer te groot om te kan indink. Maar dis die waarheid.
Jy is onskuldig in Jesus Christus van alles wat jy gedoen het. Jou sondeskuld is geheel en al weggeneem. Daai oomblik wat jy die verklaring van sy vergifnis oor jou lewe aanvaar het in jou lewe. So daar's 'n waarheid wat uitgaan oor jou lewe, maar weer eens, jy moet hierdie waarheid aanvaar oor jou lewe. Hoor jy die wisselwerking? So ek kan nie maar net sit en sê, omdat daai waarheid uit is, die waarheid is uit aan die kruis van Jesus Christus, vir almal oor hierdie wêreld. Maar ek en jy moet kom op daai plek om te sê, maar nou aanvaar ek hierdie waarheid. Ek plaas my geloof in Jesus Christus. Ek ontvang hierdie waarheid en dit word nou die waarheid oor my lewe. Nou, in Christus Jesus, is ek 'n nuwe mens, maar is ek nou ook onskuldig, vrygemaak, losgemaak, skoongemaak. Romeine 8 vers 1 sê, daar is dan nou geen veroordeling vir diegene wat in Christus Jesus is nie. Johannes 8 vers 36, as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle werklik vry wees. Psalm 103 vers 12, so ver as wat die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredings van ons. Jy sien die Here begrawe dit wat dood is. Hy sleep nie sonde saam nie. Hy het afgehandel met die sonde. God stel nie belang in jou sondige geskiedenis nie. Hy het dit klaar afgehandel. Maar het jy dit afgehandel? Het jy dit laat los? Want hy het dit laat los. Maar het jy dit laat los? Dis ons stryd. En dit bring ons by die kern van alles, by punt nommer 2. Die kern van dit alles, die hele middelpunt, wat die waarheid van die nuwe verbond aan ons koppel. Hierdie verlamde man moes die woorde van Jesus glo. Toe Jesus vir hom sê, kind, jou sondes word vergewe, toe moes hierdie verlamde man daardie woorde glo. Hy moes sy geloof in Jesus Christus sit, sodat hy kon glo toe Jesus vir hom sê, nou moet jy opstaan van jou maatjie af. So as hy nie sy geloof in Jesus geplaas het nie, sou hy nie van sy maatjie af opgestaan het nie. Geloof is jou koppeling met Jesus Christus. Geloof is jou koppeling met die waarheid wat uitgegaan het oor jou lewe. Geloof is die lewensaar wat van die nuwe verbond. In geloof het jy die volle erfenis van Jesus Christus wat joune is. In geloof word die waarheid van Galasiërs 2:20 joune in sy volledigheid. 'n Ou mens wat dood is, 'n geskiedenis wat uitgewis is, 'n toekoms wat voorlê, 'n opstandingslewe. So vir jou om te kan opstaan in die vryheid en die realiteit van hierdie waarheid, van vergifnis, van nuwe lewe, moet jy glo in dit wat Jesus oor jou lewe verklaar. Jy moet glo in hom en jy moet glo in sy waarheid wat hy oor jou lewe vertel. Dit help nie jy weet dit maar net nie, jy moet dit glo. Daardie waarheid moet 'n waarheid van jou lewe raak. Nie 'n opinie nie, 'n waarheid. Daarom sê Efesiërs 6. Jy moet jou omgord met die waarheid. Die waarheid moet vasgemaak word in jou lewe, want as jy dit nie doen nie, gaan jy nie kan staan teen die aanslag van die duiwel nie. Gaan lees Efesiërs 6. Dis nie mooi goedjies wat ons opsê nie. Dis waarheid, realiteit. Die waarheid moet vasgemaak wees in jou lewe. Jou vergifnis is nie iets waar jy sit en wonder nie. Want as jy wonder, het jy dit nie vasgemaak nie. En weet jy wat, as jy dit nie vasgemaak het, jy sien die duiwel, ek kan met jou mors. En dan gee jy vir hom toegang om met jou te mors. Maar ek sê vir jou, as jy die waarheid gaan vasmaak, en jy gaan die wapenrusting aantrek in sy volheid, soos wat hy daar staan,
Dan sê Efesiërs 6, gaan jy kan staan teen die duiwel en hy weet dit baie goed. En jy sien dis juist hier waar so baie mense vasval. Hulle hoor en hulle weet Jesus vergewe sondes en hy vat weg en hulle glo dit oor almal. Dis nie 'n probleem daarmee nie, maar wanneer dit by jouself kom, dan sit 'n ander storie. Dan sit en stoei jy. Want jy sien, daar's 'n oorlog wat daar plaasvind tussen die waarheid wat Jesus van jou verklaar het, dat jou sondes is vergewe, jou geskiedenis is uitgevee, jy is 'n nuwe mens. Dis die waarheid wat Jesus bring. Maar nou is daar 'n oorlog, want hier kom die duiwel van die kant af. Want hy gaan jou nie net los nie, en hy kom met sy leuns en sy beskuldigings, en hy sê vir jou, ja, maar, ons almal ken dit. Onthou jy wat jy gedoen het? En weet jy wat kom doen hy verder? Hy kom maak dit wat jy gedoen het nog so as herinnerings in jou gedagtes wakker. Weet jy hoekom doen hy dit? Hy probeer op daai manier jou sonde skuld lewendig hou. Dit wat dood is, probeer hy lewendig hou hier in jou gedagtewêreld. Want hy wil verhoed dat jy daai volle waarheid van Jesus betree, van jou vergifnis, van hierdie nuwe lewe in oorvloed, hierdie lewe wat Jesus vir jou beplan het, spesifiek, jou roeping, al hierdie dinge. Hy wil verhoed dat jy daarin gaan. Nou as hy jou sonde skuld so half besig hou in jou gedagtewêreld, dan sit jy en stoei hierso. En al wat gebeur is jy bly op die beperking van jou maatjie. Jou maatjie. En jy betree nie die vryheid wat reeds vir jou gekoop is nie. Jy moet eenvoudig in geloof Jesus se woord van vergifnis en vryspraak oor jou lewe opneem in sy totaliteit. In sy totaliteit, in sy volledigheid. Want Jesus het gesê, it is finished. En is tyd dat ons oor ons lewens en oor ons geskiedenis verklaar. En gaan staan, ek daag jou uit, gaan staan voor die spieël. En dan sê jy, en jy kom in belyning met Jesus se woorde. En jy sê, it is finished. En as jy vandag hier sit, en jy is nog vasgevang in 'n sondepatroon van dood, onthou wat ek vir jou gesê het, jy's besig om te speel met dit wat dood is. En al wat dit gaan voortbring is dood. Wil ek jou uitdaag, gaan staan voor hy spieël, met daai sonde, en jy sê vir dit, it is finished in the name of Jesus. Dit is so belangrik, dat ons geloof in hierdie waarheid sit. Dis nie kennis wat jy het nie, dis 'n geloofsoortuiging, 'n vasmaak in geloof van hierdie waarheid. En dis hoekom Paulus in Galasiërs 2:20 sê, die lewe wat ek nou liggaamlik leef, wat hy prakties uitleef hier op aarde, leef ek in geloof, in die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad en homself vir my oorgegee het. Nou stoei ek met die reën. Julle, Paulus kom sê, daai waarheid van Galasiërs 2:20, die oue wat verby is, die nuwe wat gekom het, leef hy nou in die geloof in Jesus Christus. Probeer dit nou met werke uitleef, en jy gaan nêrens nie. Probeer jy dit nou op jou terme doen, uit jou eie krag. Probeer jy jouself oortuig. OK, ek is vergewe. Probeer jouself oortuig, jy gaan bly op jou mat. Paulus sê nee. En onthou nou net Paulus se geskiedenis. Hy was 'n moordenaar, hy het bloed op sy hande van die kinders van God wat hy laat doodmaak het. Dan kom 'n ou soos Paulus met so 'n geskiedenis en hy sê, dis afgehandel. Die lewe wat ek nou vorentoe leef, leef ek in die geloof in Jesus Christus. En dis al wat Jesus van ons vra vir 'n nuwe verbondslewe, is om in geloof aan hom vas te hou. Surrender to Jesus. And you will enter his life of abundance for you. Jy sien, man, sonder geloof, daai vaste wete, daai absolute vertroue in Jesus,
Bly jy vasgepen op jou slaapmaatjie van beperking en stoeiery met jou verlede en stoeiery met sonde en jy kom nêrens nie. Miskien word jou maatjie 'n entjie geskuif en jy voel, dit was nou amazing. It is for freedom that Christ has set us free. Nie vir 'n slaapmaatjie nie. Dit bring ons by Jesus se volgende woorde wat hy dan vir die verlamde man sê. Maar eers moet ek nog water vat. Jesus sê vir die verlamde man, hy sê vir hom, staan op. Staan op. Jy sien, hierdie verlamde man moes opstaan van sy maatjie in die geloof wat hy nou in Jesus Christus geplaas het. En net so moet ek en jy, in die geloof wat ons nou in Jesus sit, in sy waarheid van vergifnis oor ons lewens, van vrymaking, moet ons opstaan uit ons sonde skuld uit. Jy moet opstaan uit jou verlede uit. Jy moet opstaan uit die leuns en die beskuldigings van die duiwel oor jou lewe, oor dit wat agter is. Jy moet opstaan uit dit uit. En hy geloof dat Jesus het dit gekanselleer. Maar hier is die ding. Jy moet die opstaan werk doen. Hoekom moet jy die opstaaning werk doen? Want dis die bevestiging van jou geloof wat jy in Jesus plaas. Want Jakobus sê geloof sonder dade is dood. Is die geloof nie. So geloof vereis van jou om aksie te neem. Uit geloof vloei aksie. So as jy werklik sê jy glo in Jesus se vergifnis, dan gaan jy opstaan in sy vergifnis en jy gaan opstaan uit die sondeskuld van die verlede uit. En jy moet jouself nou begin uitdaag. As jy sit en stoei nog die hele tyd oor wat jy gedoen het en dit definieer jou lewe, dan wil ek jou vra, het jy werklik tot geloof gekom in Jesus wat sê ek het dit afgehandel? Want daai geloof gaan aksie produseer dat jy sal opstaan. Dis in daai aksie van opstaan, in die breek met die sondeskuld, in die laat gaan daarvan, wat daar binne in jou 'n verandering, 'n transformasie plaasvind. Dis in daai aksie wat jy breek met dit and you become a changed person. Jy sien, sonde verloor sy mag die oomblik wanneer jy opstaan in die vergifnis. Dan verloor daai sy mag, want jy het nou opgestaan. Daai mat wat jou vasgetrek het, vasgepen het, vasgehou het, die oomblik wat jy daai opstaanwerk in geloof doen, verloor hy sy mag, verloor hy sy hou vas op jou. Verloor hy die definisie wat hy oor jou lewe het. Luister wat sê Paulus in Romeine 12:2. Julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke. Verander word deur die vernuwing van jou denke, sodat jy goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. Vir jou en my om die realiteit van Jesus se opstandingslewe in besit te neem, om daarin te leef, om dit te ervaar, beteken ons gedagtewêreld moet vernuwe word. Hoekom? Want sê Jesus in Markus 2 vers 22, dat nuwe wyn, sy opstandingslewe in die Heilige Gees, kan nie in ou wynsakke gegooi word nie. Jy sê, my gedagtes kan nie bly vashak by dit wat agter my is nie. My gedagtes kan nie bly maal oor dit wat agter my is, terwyl ek probeer vorentoe leef in hierdie nuwe waarheid van vergifnis nie. Dis soos om 'n rekkie te vat en jy trek hom in twee rigtings. Dis opponerende sake. Jy trek hom uitmekaar. En weet jy wat is dit? Dit lei tot geestelike spanning binne in jou. Dis waar so baie mense sit. Hulle stoei met die sondige verlede, die beskuldigings en die leuns van die duiwel. En dan trek hy rekkie, maar jy wil daai kant toe, maar jou gedagtes trek daai kant toe en al wat jy trek.
in twee rigtings binne in jou. Dit werk nie so nie. Dit kan nie so werk nie. Met ander woorde, hoe ek dink oor myself moet verander van die manier hoe die wêreld dink. Hoe dink die wêreld? Die wêreld bedink nie genade en vergifnis nie. Alles behalwe die wêreld oordeel. Die wêreld skryf af, die wêreld stoot uit. Die wêreld is 'n cancel culture of naming and shaming. It's about shame, is om iemand af te druk en sê jy is sleg. Eintlik maar net om jou eie sleg te probeer beskerm. Dis hoe die wêreld dink. Dis die patroon van die wêreld. Dis die gees van die wêreld. Maar om op te staan uit jou verkeerde weë uit, in die vergifnis en die bevryding wat Jesus Christus vir jou gegee het, is om te breek met die wêreldse manier van dink oor jouself. Stop cancelling yourself. Hoe baie keer hoor ons dit, hoe mense, gelowiges, hulle self eintlik afdruk, hulle self verkleineer, hulle self eintlik probeer cancel. Hoekom? Want hierdie leuns van die duiwel maal so in jou kop. En jou gedagtewêreld is belyn, want dit is hoe die wêreld dink, so nou begin jy ook nou maar so dink oor jouself. Daarom sê Paulus, verander, vernuwe hoe jy dink. Jy vernuwe hoe jy dink, deur Jesus se waarheid oor jou te bedink. En dit, vriende, is hoekom Jesus vir ons die nagmaal gegee het. Daai nagmaaltafel bevat al die tekens, die waarheid van Jesus se vergifnis, van sy bevryding, van sy opstandingslewe, die nuwe skepping, alles in 'n broodjie en wyn saamgevat. En dan sê Jesus in sy woord, hy sê vir ons, gebruik dit gereeld ter herinnering aan my. Jesus wil hê ons moet dit gebruik sodat ons gedagtes kan onthou wat Jesus gedoen het, dat daai waarheid die heeltyd nie raak in ons gedagtes, dat ons begin bedink oor onsself wat Jesus oor ons sê en nie soos wat die wêreld dink nie. Want ek kan sê vir jou, as jy gaan dink oor jouself soos wat die wêreld dink, gaan jy vasbly op jou maatjie. Terwyl jy totaal en al vrygekoop is. Dit bring ons by Jesus se volgende woorde wat hy in die verlamde my doen net vir hom gesê, staan op, en nou sê hy vir hom, tel jou slaapmaatjie op. Jy sien die sondeskuld wat jou eers gevange gehou het, wat jou vasgepen het, wat van jou 'n slagoffer gemaak het, 'n slaaf. Hy oomblik wat jy opgestaan het in geloof, in die waarheid van vergifnis, is daai sondeskuld nou absoluut kragteloos in jou lewe. Hoekom? Omdat Jesus se opstandingslewe in jou gekom het. En omdat jy jou geloof daarin gesit het. En daarom het jy nou gesag oor dit wat agter jou is. Jy is nie 'n slagoffer van die sonde nie. Die sonde het nie die mag oor jou nie. Paulus sê dit so lekker, geniet dit waar hy in Kolossense sê, therefore put to death the misdeeds of the body. Hoekom? Want jy het die gesag oor dit. Jy het die gesag om te sê, gaan, jy het geen ruimte hier nie. Ek is vry. Ek is losgekoop deur Jesus Christus. Jy sien, jy dra nou die mat onder die arm, en ek hou hiervan. Want weet jy wat, dit wat eers jou skande was, die skande van jou verlede, die skande van al die goeders wat jy gedoen het, weet wat is dit nou? Omdat jy gesag het daaroor, is hierdie skande nou opgerol. Nou dra jy dit saam as 'n getuienis van dit wat Jesus in jou kom doen het. Sy vergifnis en sy vrymaking. Dis nie meer 'n skande nie. Dis 'n getuienis van Jesus Christus en hy kry al die eer. Nou laastens sê Jesus vir hierdie verlamde, gaan na jou huis.
Jou huis is jou plek van vrede en rus. En dis die erfenis van Jesus se genade vir elkeen van ons wat glo. Romeine 5 vers 1 sê, omdat ons dan nou op grond van ons geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Hoe kan jy stoei? Hoe kan jy twyfel? Hoe kan jy worstel terwyl jy vrede by God het? Matteus 11 vers 28, Jesus sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en swaar belas is, ek sal julle rus gee. Vrede en rus. Jesus se begeerte vir hierdie verlamde man, was dat hy kan huis toe gaan. Dat hierdie man, na 'n lewe van suffering, van stoei en van sukkel, en van geen hoop hê nie, die vrede en rus kan gaan beleef. Dis Jesus se begeerte vir hom om te kan huis toe gaan. Net so is dit Jesus se begeerte vir elkeen van ons, wat sy kinders is, om ons plek in sy huishouding, sy kerk op te neem. Die plek van vrede en rus in Jesus Christus, op hierdie aarde, te midde van al die chaos wat aangaan. That is supernatural. 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dis jou erfenis in Christus Jesus. Nie iets waarvoor jy gaan werk nie. Nie iets wat jy kry omdat jy iets gedoen het nie. Dis 'n geskenk wat vir jou gegee word en jy kry dit omdat jy dit glo en jy daai waarheid vasmaak oor jou lewe. Nou toe hierdie verlore seun huis toe gekom het, waar die vader niks weet van die seun se voorstel om te gaan werk vir sy pa se guns nie. Die vader het niks, weet jy hoe die vader hom geantwoord? Hy het gegaan en hy het hom omhels. 'n intieme drukkie. En hy het in 'n oomblik alles gedoen wat nodig was om daai seun tot kindskap in sy huis te herstel in daai oomblik. 'n Nuwe ring, gesag, nuwe skoene, nuwe klere en 'n vetgemaakte kalf om fees te vier, want my kind is terug in my huis, nie 'n dagloner nie. Die Vader entertain nie ons redenasies van ek gaan nou ietsie doen vir u Here en dan gaan die Here mos nou oor my guns uitgiet nie. Dis 'n valse lering daai. Dis valsheid. Dis 'n leuen van die Satan. En as jy dit gaan glo en jy gaan daarin leef, gaan jy jouself belas, jy gaan jouself moeg maak, jy gaan uitgeput raak en jy gaan bly op jou slaapmaatjie. Jesus sê kom glo in die genade wat ek vir jou gee, vrylik. Ek gee dit vir jou. Ek gee dit vir jou. Ek wil 'n kind in my huis hê. Ek wil hê jy moet 'n kind in my huis wees. Julle, dit is die hart van die Vader vir elkeen van ons. Is dat ek en jy net 'n kind in sy huis sal wees. Daai vryheid wat jy het as 'n kind in jou Vader se huis. En weet jy wat? Jy kan foute maak in die huis. Word jy uitgeskop uit die huis uit? Nee, glad nie. Jy word gedissiplineer. Jy word gevorm. Hoekom? Om te groei. Want dis wat 'n Vader doen. Hy maak jou groot. Dis die hart van ons Vader. So mag vanoggend se doop ons net weer herinner aan die opstandingslewe van Jesus Christus wat van ons kinders in God se huis gemaak het. Vry en verwyderd van die sonde skuld van die verlede. Uitgewis, vrygespreek. Maar dat jy 'n kind in sy huis sal wees. Mag ons uitgaan en gaan leef as kinders van die Vader. Want Galasiërs 2 vers 21, dis nou die versie na Galasiërs 2:20, sê, moenie die genade van God verwerp nie. Sy genade is 'n geskenk wat vir jou gegee is, vrylik, vir almal gegee is. Maar jy het die keuse wat jy daarmee gaan doen. Gaan jy sy genade verwerp en maar net aangaan op jou maatjie aan sukkel in hierdie lewe?
Of gaan jy sy genade kies en jy gaan dit glo en jy gaan dit opneem en jy gaan begin wortel skiet in sy genade en jy gaan begin groei in sy genade. Jy gaan begin blom in sy genade. Jy gaan begin vrug dra in sy genade. And his grace will just increase. En weet jy wat, hy gee vir jou genade om nou vir ander ook te kan gee. Dis die hart van die Vader om sy huis vol kinders te maak. Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om U Vader te kan noem. Omdat Jesus die volle prys betaal het. Omdat Jesus ons sondes uitgewis het, ons sondes skuld afgehandel het. Here, dankie dat ons met vrymoedigheid net kan huis toe kom en sê, Vader, hier is ek. Ek het gesondig. En die Vader gaan my omhels en hy gaan my aanvaar. En hy gaan my herstel tot kind in daai oomblik en nooit weer praat oor die verlede nie. Dankie Vader, dat U nooit weer praat oor die verlede nie, want dit bestaan nie meer voor U nie. Dankie daarvoor Jesus, dat U die volle prys betaal het. En dat U oor elkeen van ons kom sê het, it is finished. Ons loof vir Jesus, U is die opstanding en die lewe. Ons aanbid Jesus. Amen.